onthou ons is besig met Handelinge 2 vers 42, wat sê dat, dat die jong kerk in Handelinge, ek net my recordings opneem, daar is hy. In Acts 2:42 sê hy dat, en hulle het hulle konstant toegewy, hulle, die jong kerk op daardie stadium, het hulle konstant toegewy tot die instruksies en ook die gemeenskap, die instruksies van die apostels, daai tyd, 'n apostel is net 'n gestuurde, nie net nie, maar ek bedoel, dis 'n gestuurde, dit is wat apostel beteken, of apostolies beteken gestuur. En die woord sê dat hulle konstant toegewy het aan die leringe of die instruksies van die apostels, die leierskap van daardie tyd, en ook die gemeenskap, en dan ook gebed en die breking van brood. En in November 25ste November 2024, die Here vir my 'n woord gegee, toe sê hy, daar is 'n salwing in Church Arise om te bou. Nou wanneer ons praat van bou, dan dink ons nou aan fisies, ons dink, maar om te bou, as daar 'n salwing is om te bou, beteken dit dat hy bou ons geestelik, want Jesus sê in Matteus 16, hy sê, ek sal my kerk bou, ek. En die poorte van die hel sal dit nie oorrompel nie, so mooi Afrikaanse woord, oorrompel. Die Engels sê prevail, sal nie daarteen stand hou nie. En so die vraag is, wanneer ons bou is wie bou ons? Want as Jesus ons bou, is daar 'n krag wat in ons ingebou word, sodat hy sê die poorte, hy sê the gates, nou die gates praat van autoriteite. Dit beteken daar waar 'n ding inkom en daar waar 'n ding uitgaan. So die poorte van die hel is daar waar dinge gerelease word, assignments en dinge wat planne van die vyand, maar ook die oudstes het in die poorte gesit, die gesag het in die poorte gesit, en Jesus sê, as ek jou bou, sal dit wat die vyand teen jou beplan, sal nie suksesvol wees nie. Dit sal jou nie oorrompel nie. Voel jy die wapen, soos ek nou vir Clarissa gebid het, Jesaja 54:17 sê, dat elke wapen wat gesmee word, sal nie suksesvol wees nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal weer lê word. En dan sê hy, dit is die erfdeel van die heiliges. En hierdie erfenis is deur die geregtigheid van God. So met ander woorde, voel ons die wapens? O ja, jy voel die wapen, jy voel hoe word dinge wat teen jou kom, jy voel dit, maar die woord het hier vir ons hierdie belofte, dat niks, dit sal nie suksesvol wees nie. Met ander woorde, dit waarvoor het gestuur word, sal nie tot sukses kom nie. As het gestuur word, wat is die plan? Jesus sê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. So die plan, hy sê, hy was 'n moordenaar en 'n leenaar van die begin af, Johannes 8. Met ander woorde, die intensie van die oppositie is om jou te vernietig. Die intensie van die oppositie is om jou geloof te vat. Ek het laasweek gepraat, hou die bal vas. Hou die bal vas. Wat is die bal? Jou geloof. Want die duiwel tackle jou. Ons is hier in 'n rugbywedstryd, kerels. Sisterin en brethren, ons is in 'n rugbywedstryd. Ons is in 'n stoeigeveg. En die ding is, die doelwit van rugby is om die bal af te neem en punte te gaan druk. En so met ander woorde, as die vyand kom hy vir jou geloof. Hy kom teen jou huwelik, want hy kom vir jou geloof. Hy kom teen jou besigheid, want hy kom vir jou geloof. Hy kom teen die bediening, want hy kom vir jou geloof. Hy kom teen jou kind vir jou geloof. Met ander woorde, want as jy die bal laat val, het jy niks om op te staan nie. So met ander woorde, dan kan die wapen lyk asof hy suksesvol was. Maar die woord sê vir ons, elke wapen wat gesmee word, sal nie suksesvol wees nie. En Matteus 16 sê, as ek jou bou, sal die poorte van die hel jou nie oorrompel nie. Dis beloftes. Dis beloftes. En die ding is, in hierdie dae, ons het nou so vinnig gepraat vir die diens, in hierdie tyd, in hierdie seisoen, glo ek dat daar regtig 'n skeiding gaan kom tussen die community van gelowiges en die kerk. Want baie van ons kom tot die community van die gelowe, die gemeenskap van die heiliges of die gelowiges. Maar daar's 'n verskil tussen die gelowiges en disciples.
daar's 'n verskil tussen 'n Christian club en 'n kerk. Want daar is 'n groot verskil. Die ding is, baie gelowiges is tevrede om net in deel te wees van die gemeenskap van die heiliges, of die gelowiges. In Hebreërs 10 sê vir ons, moenie die onderlinge byeenkomste verwaarloos nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van 'n gesindheid, en ek praat van 'n besluit. Want wanneer ons praat van 'n community, dan praat ons van sekere strukture in 'n community. Ons praat dieselfde taal, ons hou van dieselfde dinge, ons het dieselfde doelwitte, ons trek min of meer dieselfde aan. Met ander woorde, as ons wat uit die meer tradisionele kerke uitkom, jy weet, as ons sondagskool gehad het, jy het 'n sekere manier aangetrek. En ek het julle al gesê, as my pa daai wit das aangehad het, dan môre buurman, maar môre aand, hierdie buurman, jy weet, en sy hond, jy weet, so dat dis die klere verander die voël, jy weet, die vere maak die voël, maar, en met ander woorde, as jy anders aangetrek het, was jy nie welkom nie. As jy anders gelyk het, was jy nie welkom nie. Toe ek groot geword het, mans het nie lange hare gedra nie, so jy was nie welkom nie, daar skeef na jou gekyk as jy langer hare gehad het. As vrouens gremering gedra het, was daar skeef aangekyk, as hulle rooi naels gehad, liewe Jesus, dan was het, jy weet, en ek het julle gesê, op 'n stadium was ons in 'n gemeente gewees, wat nog meer strenger was, en geen gremering nie, jy mag nie hare mooi gekam het, ons was die lelikste spul vrouens in daai kerk, want niemand het, jy weet, was bietjie mooi nie, jy weet. So met ander woorde, daar's 'n community, en 'n community begin vir jou voorskryf wat om te doen en wat om nie te doen nie, wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. Maar wanneer ons praat van die kerk van die Here Jesus, dan praat ons nie van 'n gebou nie. Teen hierdie tyd behoort julle te weet, Church Arise is nie 'n gebou nie, dis nie 'n kerk nie, jy's die kerk. Dit is die plek, ons moet 'n adres hê, ons moet 'n venue hê waar ons by mekaar kom. Maar die is nie die kerk nie, jy's die kerk. Sê 1 Korintiërs nie vir ons dat 3 vers 16, weet julle dan nie dat julle is die tempel van die Heilige Gees nie? Weet julle dan nie dat julle is die huis van die Heilige Gees nie? Weet julle dan nie dat julle is die gebou van God? 1 Korintiërs 3 sê, Paulus sê, julle is die gebou van God. Julle is die wingerd van God. Hy sê, you are the cultivation. Julle is God se gebou. Met ander woorde, as ons begin fokus op geboue, kan ons baie maklik die fokus verloor, dan bou ons baie maklik 'n gebou, en ons bou 'n bediening, maar ons bou nie die kerk nie. En dis 2 verskillende goede. Jy kan nie die kerk bou met wêreldse besigheidsbeginsels nie. Jy kan dalk 'n bediening bou met besigheids- en goeie leierskapsbeginsels, maar jy kan nie die kerk bou met wêreldse tools nie, want die kerk is jy. En die kerk sê vir ons in Efesiërs 4 vanaf vers 10, sê Paulus vir ons, wat is die werksbeskrywing van die wat God roep om saam te bou? Paulus sê in 1 Korintiërs 3, hy sê, ek is 'n medewerker saam met Christus. Hy sê in die Engels Amplified, I'm a co-laborer with and for God. Luister, I'm a co-laborer with and for God. You are God's building. En dan sê Paulus, like a master builder. Och, dis mooi, né Wessel? Like a master builder. So met ander woorde, jy kan baie maklik in die koöperatiewe kerk ingetrek word, en jy dink jy is besig om die kerk te bou. Maar jy is besig om 'n bediening te bou. Jy is besig om 'n besigheid te bou. Jy is besig om 'n klub te bou. Jy is besig om 'n community te bou. 'n Community met 'n sekere look, 'n sekere standaard, 'n sekere manier. Maar dit is iets anders om die kerk te bou. Want in die kerk, wanneer ons met die kerk werk, wanneer jy die voorreg het om saam met Jesus te bou, want dit is 'n voorreg. Dis 'n voorreg dat iemand in jou, dis vir my 'n kosbare voorreg om in jou lewe in te spreek. Want Jesus vertrou my toe op hierdie oomblik om met jou te gesels. Hy vertrou my toe. Hy maak my
toe hy ons geroep het vir my en Paul, toe hy ons geroep het, het hy ons as medewerkers geroep. Hy sê, with and for God. With, saam God en vir God. Ons is nie medewerkers vir mense nie. En dis die onderskeid, wanneer jy weet dat God jou geroep het, en wanneer God jou stuur, om te kan werk in sy kerk, hoe lyk dit? Vir my lyk dit so, maar vir jou lyk dit dalk soos by 'n selgroep. Vir jou lyk dit soos 'n gebedsgroep. Vir jou lyk dit soos jou kollegas by die werk. Want onthou, elkeen van ons is gestuur. Het Jesus nie gesê, gaan? Kom, gaan, dan heen. Wat dan? Maak disciples. Het hy gesê, maak kerk? Het hy gesê, maak bedieninge? Nee, hy het gesê, gaan en maak disciples. En dan doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy sê, en hierdie tekens sal julle volg. Met ander woorde, so as gevolg van tradisie en waaruit ons kom, is monkey see, monkey do. Ons is besig om patrone te herhaal wat eintlik dood is, wat vrugteloos is. En wanneer ons, soos by Church Arise, weet julle dat ons beskerm, ons het nie 'n sekere leerstelling, 'n menslike leerstelling wat ons beskerm of onderskryf nie. Ons leerstelling is Jesus Christus en hom as gekruisigde. En my en Kluis is op soek na hom, na die volheid van wie hy is. So wanneer hy ons roep, as hy ons roep om in sy kerk in te, soos ons kom nou vanmorgen by mekaar, en nou het ek die voorreg om sy kerk, 'n medewerker te wees met sy kerk, is daar definitiewe riglyne volgens ek moet werk. Of ek 'n teacher is, apostel is, 'n profeet is, 'n herder is, of 'n evangelis, is daar is 'n werksbeskrywing van hierdie medewerking waarmee Jesus my stuur, en waarmee hy my toevertrou. Hoe weet ek, as Elma, as 'n prediker, dat ek binne die raamwerk bly van waarvoor hy my gestuur het? Efesiërs 4 sê, hy sê, hy het hierdie gawes gegee, die apostel, die profeet, die leraar, die teacher en die evangelis, en hy sê in die Engels Amplified, his intention was, so that these gifts, dis geskenke, wat hy gee aan die liggaam, so dat hierdie geskenke, ons almal kan bring tot die eenheid van die geloof, sodat ons toegerus kan word vir ons dienswerk. Waar dien ons? In die kerk en buite, in die gemeenskap, jy dien, want jy onthou, is jy nie die lig van die wêreld nie? Is jy nie die sout van die aarde nie? Sê die woord van die Here nie vir ons, dat 'n stad op 'n heuwel kan nie weggesteek word nie? Met ander woorde, al wil jy wegkruip, jy kan nie wegkruip nie, want jy is in jou werksplek, jy is in die skool, jy is in die universiteit, jy is in jou besigheid en jy verteenwoordig iets. Jy verteenwoordig die koning van die konings, wat ons nou van gesing het. Jesus sê, julle is my ambassadeurs. So met ander woorde, nou is hy besig om iets te vorm. Hy sê, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof, nie net geloof nie, die geloof, want ons baie gelowe. Amen. Hy sê, en dat ons toegerus word vir ons dienswerk, sodat jy bemagtig kan word en vaardig kan word om te wees, die lig te wees, die sout te wees, en om die stad op die heuwel te wees, waar jy ook al beweeg. Ek beweeg op sekere plekke wat jy nie beweeg nie, maar jy beweeg op plekke waar ek nie kom nie. So waar moet die lig kom? Die sout moet versprei word. Ons kan nie hier sit en vir mekaar skyn nie. Verstaan? Want hier moet ons by mekaar kom om toegerus te word, sodat ons bemagtig kan word, versterk kan word in die geloof, dat ons kan kom tot die eenheid van die geloof. En dan sê die Amplified, hy sê tot ons kom, almal kom tot die, hy sê to the full and accurate knowledge of the Son of God. En wanneer ons begin vashou in ons tradisies, want Markus 7 vers 13 sê, hy sê, Jesus praat met die Fariseërs en die Sadduseërs, hy staan voor die geestelike leiers van daardie tyd. En hy sê vir hulle, met ander woorde, die geestelike leiers wat daai tyd moes die pad loop, wat vir daai volk, vir daai community moes wys, dis hoe die pad lyk, sê hy vir hulle, hy sê, dit is julle tradisie, wat die woord van God kragteloos maak. En hy sê, en baie van die dinge,
is onder julle. Met ander woorde, en ek het al voorheen daaroor gepraat, ek wil hê jy moet die konteks mooi verstaan, want Jesus praat nie net woorde, en hy sê, dit is julle wat die woord van God kragtig is, en ons dink aan vokale en konsonante, en ons dink aan scriptures en roles, nee, hier staan die woord. Want Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en hierdie woord het vlees geword, en hy het onder julle kom woon. So met ander woorde, hier staan die geskrewe woord. Die woord wat in vervulling gekom het van profesie oor die hele Ou Testament, elke skadu en type en profesie wat gespreek is, want Hebreërs 1 vers 3 sê, hy sê, in many separate ways, God spoke of old through our fathers, and they prophesied, or they spoke portions of the truth. So met ander woorde, die hele Ou Testament, die skadu's, die types, die tabernakel, die klein profete, die groot profete, almal het 'n porsie geprofeteer van hierdie woord wat sou kom, en hierdie woord het toe vlees geword. En hierdie woord staan voor die geestelike leiers van daardie tyd, en hy sê vir hulle, dit is julle tradisie, dit wat julle hoor ag, kom aan, dit waaraan jy vashou, dit wat vir jou bekend is, dit waarmee jy gemaklik is, dit wat jy kan beheer, dit wat jy kan mee manipuleer, dit wat jy kan forceer, kom aan, dit maak my kragteloos, dit maak dat my woord nie ingang het binne in jou nie, want geliefdes, as jy hier is onder ons, op hierdie oomblik sit mense, ek dink die meeste van ons kom met die NG, die meeste van, hier is doppers, hervormers, hier is AGS, hier is vollies, hier is Pinkster, hier is PPK, hier is charismaties, hier is onafhankelijk, hier was sondags. Hier is ongekerktes, hier is gekerktes, verstaan julle? Hier is tot 'n katholiek ook. Hy bid jou aan. Verstaan jy? Ons almal kom uit verskillende agtergronde en tradisies. En die Here help ons om nie 'n nuwe tradisie te skep nie. Want 'n mens hou van patrone. Mens hou van die parameters, dat jy weet, dis hoe dit moet wees. Want dan kan ek pas. Of ek pas nie. So dit is 'n vleeslike ding wat daai patroon wil hê. Maar Jesus kom en in al sy alwysheid, kom sit hy hierdie groep by mekaar, en bo dit alles, preek 'n vrou. Dit is 'n totale verbreeking van tradisie, want toe ek groot geword het, het ek nog nooit 'n vrou sien preek nie. En nou in New Seasons, toe ek daar sit, toe ek julle gesê, van die gesprekke was, hoe kan 'n vrou preek? Die tradisie sê, en met ander woorde, as ons sou vashou aan tradisie, wil ek vandag vir jou sê, was nie een van ons hier nie. Nie een van julle sou hier naartoe gekom het nie. So met ander woorde, daar het al klaar in die besluite wat ons geneem het, reeds 'n breking met tradisie gekom. Van ons kom uit die APK kerk. Ek wil hierdie kant toe kyk. Dit is nie Gerard nie. Maar ons kom uit verskillende plekke uit. Verskillende communities. Verskillende tradisies. Verskillende dinge wat ons onderskryf het. En dit was vroeër jare so dat jy mag nie met mekaar gemeng het nie. Op skool, jy kuier nie oor en weer nie, wat 'n kerk is hulle? Dit was die eerste vraag. Daar was 3 vrae. Van watter steins is hulle? Want jy volg die bloedlyn. Kom aan. Is hulle daar van agter die berg of voor die berg? Want die agterste steins is 'n klomp skelms. Hulle slaan hulle vroue en by die honde. Jy weet, so daai, ek praat, want ek was 'n stein, so ek hoop nie iemand is 'n stein nie, ek mag van myself praat, jy weet. So met ander woorde, van watter steins is julle, en wat doen hulle ouers? Waar bly die ouers, en wat 'n kerk is julle? Want dit het klaar 'n vormpie gegee aan die persoon. Maar Jesus kom en deur Paulus sê hy vir ons, until we all come to the full and accurate knowledge of the Son of God. En dan die 4de punt, hy sê, until, totdat, ons almal, nie net seker is nie, almal kom tot die volle gestalte van Jesus Christus. Nou, die gevaar is dat as ons bediening bou,
dan bou ons nie Jesus nie. Wanneer ons bediening bou, dan bou ons 'n monument. Ons bou 'n nalatenskap. En daar's niks meer verkeerd met geboue en bediening. Nee, dis nie wat ek sê nie. Maar wanneer die fokus begin getrek word na die sukses van die bediening toe, en ons verwaarloos die bou van Jesus Christus, sit jy net met 'n community van gelowiges en nie disippels nie. Want 'n disipel is 'n navolger. 'n Disipel is iemand wat sy kruis opneem en hom volg. 'n Disipel is iemand wat Jesus volg. Hy verwag nie Jesus moet hom volg nie. Amen. 'n Disipel is iemand wat sy lewe neerlê. Want Jesus sê, as jy jou lewe lief het, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor of neerlê, sal jy die lewe vind. So dit is altyd 'n fyn balans, dat ons altyd moet bewus wees, wat is die prioriteit? Die prioriteit in my hart, in hierdie tydperk wat ek saam met die Here loop, voltyds, is nou saam, ek en Paulus 16 jaar voltyds in die bediening. Dit gaan hierdie jaar 17, Julie sal dit 17 wees, en die kerk sal, die gemeente sal 16 jaar wees, maar ek loop al van ek 10 jaar oud is saam met die Here. En in die tyd het ek geleer, dat as ek fokus op die werksbeskrywing, volgens Efesiërs 4 vanaf vers 10, as my fokus is, en ek is 'n medewerker van Jesus Christus, as ek saam met Jesus bou, en ek bou, dat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, dat ek julle toerus en julle bemagtig vir julle dienswerk, dat ons kom tot die volle en akkurate kennis van die Seun van God, en dat ons bou en timmer aan die gestalte van Jesus Christus, dan sit hy mense by, en hy kom voeg by die gemeente, die wat die Here wil, en so word die bediening gebou. Ja, daar is administrasie, daar is admin betrokke, daar is tegniese goed betrokke soos vanmôre, met die klank, daar is leierskapsvorme betrokke, daar is 'n organogram betrokke, maar wanneer ons hierdie goed begin stoot, wanneer ons hierdie kant toe begin stoot, en ons vergeet van die ander kant, dan sit ons net met 'n community. Ons sit nie met 'n kerk nie. Verstaan julle wat ek sê? Dis 'n groot verskil. Want jy is die kerk. En Jesus sê vir ons, as ons mooi daaroor dink, hoekom praat jy, hoekom sê jy die goed? Want die ding is, ons moet weet waarmee ons besig. Ons moet as 'n gemeente besef, waarmee is ons besig? Ons is nie besig om sitplekke vol te maak nie. Ons is nie besig om 'n budget te ontmoet nie. Ons is nie besig om 'n naam te bou nie. Al naam wat hierdie prediker wil bou, is die naam van Jesus Christus. Al wat ek wil bou is, ek wil 'n medewerker weer saam met hom, sodat ek Christus in jou kan sien. Soos daai gesin wat hierdie paar, wat ons nou gaan nou. En my gebed is dat ons kon bydra tot die gestalte van Jesus in Clarissa en haar gesin se lewe. Elkeen wat hier inkom, dat ons die voorreg het om 'n bousteen te lê van Jesus Christus in hulle lewe. Smaak verskil. Smaak verskil. Smaak verskil in aanbidding, smaak verskil in worship, smaak verskil in aantrek, smaak verskil van hoe ons by mekaar kom, en elkeen het 'n idee van dalk hoe dit moet wees, of dalk sit jy hier en jy dink, as ek hierdie mikrofoon gehad het, sou ek dit so gedoen het, en daar's niks meer fout nie, maar smaak verskil, maar die essens bly dieselfde. Die essens mag nooit verlore raak oor smaak nie. Is julle met my? Die essens, wat is die essens? Dat Jesus Christus gebou moet word, mag nooit die styl, die smaak, die energie, die aantrek, die hare, die broeke, die kouse, die whatever, die karre, dit mag nooit dit vervang nie. Nooit. Want dan is ons besig met 'n klap, met 'n sosiale klap. En elke van ons betaal ons klapgelde elke maand, en ons skyn vir mekaar. Maar wanneer ons as 'n kerk by mekaar kom, het ons gesê, die skrywer van Handelinge sê,
Hy sê daar is 'n konstante toewyding tot die instruksie. Daar is 'n gemeenskap, die Engels praat van die fellowship. En daar is prayer. En daar is die breking van brood. Dit beduie nie net aan die nagmaaltafel nie. Dit is wanneer ons met mekaar, ons eet saam. Dit is hoekom ons na die tyd saam met mekaar eet. Dis hoekom ons mekaar nooi om te kom eet by my. Want ons breek brood. Ons gesels om 'n tafel. Daar is community en fellowship. Baie mense is net tevrede met die community deel. Want hulle is deel van 'n gemeenskap en hulle voel hulle pas daar. Maar wanneer die woord jou nie uitdaag nie, wanneer die woord wat staan, Jesus Christus, en hy staan nie voor jou, en hy daag jou uit op jou tradisie, hy daag jou uit op jou smaak, hy daag jou uit op jou styl, hy daag jou uit op jou voorkeure, jou nakeure, hy daag jou uit op jou persoonlik, jou opinie. As jy nie uitgedaag word deur die woord nie, dan sê Timoteus, julle sal vir julle prediker soek, wat julle ore sal streel. En julle sal gaan van prediker tot prediker, sodat jy kan hoor wat jy wil hoor. So what is the point, as ons nie uitgedaag word, sodat ons vernuwe kan word, in ons denke nie, sodat ons besef, alright Here, ons het al met tradisie en sekere gedeeltes gebreek, maar daar is nog steeds tradisies onder ons. Sekere tradisies is baie goed, soos braaivleis, sonskyn en rugby en Chevrolet. Niemand hier weet wat Chevrolet nie. Vandag waar ons praat maar, what's your brand? Toyota of Mercedes of whatever. Maar daar is niks fout met daai tradisie nie, maar ons praat van tradisies. Ons praat van maniere. Ons praat van opinies. Ons praat van mindsets wat ons meer ag as vir God. Ons praat van patrone wat ons meer aanbid as God. Want die Fariseërs en Sadduseërs het daar gestaan. Die volgende vraag in hy selfe hoofstuk sê Jesus vir hulle, hoekom het my woorde nie ingang in julle nie? Want as ons tradisies die woord van God kragteloos maak, dan kan die woord nie penetreer nie. Want jy hoor hom en dan het jy klare opinie. Jy hoor hom en dan het jy hom klaar geweeg teen jou tradisie. Jy hoor hom en jy klaar, nee, dis nie vir my nie. Jy hoor hom en jy sny hom af, voor hy jou hart kan ingaan, het jy hom afgesny, so hy kan nie produseer nie. Ok? As ek na my eie lewe kyk, ek is besprinkel en ek is sonnaarskool toe gegaan, en ek kom uit die NG Kerk, en die NG Kerk het 'n morele kompas binne in my geskep. Elkeen van ons wat in die NG Kerk of in die Sisterskerke het 'n sterk morele kompas. Sterk fondasie van getrouheid, 'n sterk fondasie van eerlikheid, sterk fondasie. Maar dit was stepping stones, vir my was dit stepping stones. Want daar is sekere dinge wat ons moet besef. In elke denominasie is daar sekere waarhede wat God deponeer. Baie van die denominasies is geroep net om daai stene te deponeer. En dit is 100% in die wil van God. So, en daar is sekere mense wat geroep is vir daardie waarheid, en hulle moet werk en funksioneer daar. Maar dan is daar die kerk van die Here Jesus, en die Heilige Gees trek ons met koorde van liefde, en die Heilige Gees, Jesus staan in Johannes 7, vanaf vers 36 sê hy, die woord sê, en op die laaste dag staan hy, dit was die laaste dag van die fees, en hy roep met 'n luide stem. Dis die eerste keer dat ek Jesus hoor roep, behalwe toe hy vir Lazarus geroep het. Dis die tweede keer, met ander woorde, en hy roep met 'n luide stem, en hy sê, almal wat dors het, kom na my toe. Almal wat dors het, kom na my toe. En dan sê die Amplified, and he who continuously drink from me.
continuously. Wat het sê Handelinge 2 vers 42? And they continuously committed themselves to the instruction, fellowship, prayer and breaking. Daar moet 'n konstante. Hy sê, he who continuously drink of me from his innermost being will spring up springs and rivers of living water. So dit gebeur, dat God het stepping stones in ons geestelike lewe. En dat sekere geestelike leiers of sekere denominasies spreek 'n stepping stone, bou 'n stepping stone, hulle is geroep vir hy stepping stone. En dan kom ons, en dan is het asof ons 'n glasplafond tref, 'n glass ceiling in die gees. En nou groei jy geestelik en jy neem daardie deel, daardie opvoedingsdeel in die gees, geestelike opvoedingsdeel wat Jesus wil bou, want hy sê, ek sal my kerk bou, ek sal jou bou. So Jesus stuur iemand in jou lewe in, en nou is dit daai persoon se voorreg om te bou. En dan as dit klaar gebou is, dan is dit asof jy 'n plafond tref. En nou het jy die keuse, of jy bly daar as gevolg van tradisie, en of jy raak bitter, en jy raak vol kritiek, want die ou mens het gesê, as die mais dik is die meel bitter. Nou is alles verkeerd. Die band is verkeerd, die prediker is verkeerd. Het jy dit gesien? Het jy dat gesien? Weet jy wat? God is besig om jou te frustreer, want hy wil jou skuif na die volgende formasie. En miskien is daar 'n ander gemeente, wat nou in die seisoen is, waar hulle die volgende bousteen moet lê, binne in jou. En dis hoekom ons, as ons mekaar se stories sou ons hoor, daar was groei prosesse, daar was stepping stones, in ons almal se lewe. Elkeen van ons het iewers begin, en met tyd, het God ons by plekke gekom, waar jy tref die plafon. Jy tref die plafon, van dit wat daai bediening se mandaat is. En is baie selde dat jy 'n leierskap kry sonder 'n plafon, maar jy kry hulle. Jy kry gemeentes wat sonder plafonne is, want dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie om 'n dogma te beskerm nie. Dit gaan nie om iets te beskerm, wat ek vir julle al geleer het, is dat ons is vryheid is nie wetteloosheid nie. Om vry te wees, is nie om te maak wat jy wil nie. Om vry te wees, is nie wetteloosheid nie. Met ander woorde, ons raak nie weird nie, want ek glo met my hele hart, dat die Heilige Gees, the Spirit will never take you, where the word cannot sustain you. Is julle met my? So as jy freaky en weird en wonderful wil raak, ek gaan doen dit daar, maar bring eers vir my skrif. Bring vir my skrif. Want jy kan jou persoonlike ervarings hê met die Here, en jy kan jou persoonlike ervarings hê met die Heilige Gees, maar jy kan dit nie jou leerstellings maak nie. Is julle met my? So in hierdie plek word ons toegerus vir ons dienswerk. Ek kan nie my experiences, my ondervindinge met julle, ek kan nie dit 'n teaching maak nie. Want dan begin julle dink, as ek nie dit beleef nie, dan is ek nie op die regte pad nie. So nou word dit 'n nuwe prentjie of 'n vormpie wat jy moet haal, want dan is jy geestelik genoeg. Nee. Paulus sê, I'm in travail again, until Christ is formed in you. En in Church Arise het ons die mandaat en daai werksbeskrywing wat ek baie mooi verstaan. So as ek wonder wat om te doen, wat sê die woord? Dat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Dat ons toegerus word en bemagtig word vir ons dienswerk, waar ons ook al beweeg en live and have our being. Dat ons almal kom tot die volle en akkurate kennis van die Seun van God. Dat ons almal moet kom tot die volle gestalte van Jesus. Nou dis 'n job en 'n half. Dis 'n job en 'n half. Want hier's babetjies, kinders, ou mense, kalkoene en
skape en bokke en wolwe. En wolwe. En met ander woorde, en net die Heilige Gees het die vermoë om die kerk te bou. Net die Heilige Gees. Want elkeen van ons wat hier sit, is op 'n verskillende vlak, 'n verskillende groeivlak, 'n verskillende vlak, maar wat vir almal, wat is, waaroor praat? Ek wil jy moet verstaan waarmee jy besig. Ek wil jy moet verstaan, daar's 'n verskil tussen die community en die kerk. Daar's 'n verskil tussen net om by mekaar te kom en om saam te groei in die gestalte van Jesus Christus. En die een vat meer effort as die ander. Wat is effort, Elma? Besluite. Besluite. Besluite wat maak dat of jy bly deel van die community van gelowiges, of jy besluit, jy lê jou lewe neer. En jy sal nooit weet, kerk, jy sal nooit weet, wat is die potensiaal, wat is die moontlikhede, wat God vir jou instoor het, as jy nie jou lewe neerlê nie. Nooit. Jy sal nooit ontdek die goud, onthou julle die olie in die water, jy sal nooit ontdek wat is die goud wat God gedeponeer het in jou. Jy sal nooit ontdek wat het God gedink toe hy jou in jou moeder se skoot geweef het. As jy vashou aan die tradisionele, as jy vashou aan jou geite, as jy vashou aan jou vleis, as jy vashou aan jou opinie, as jy vashou aan hoe jy groot geword het, want hoe ek groot geword het, is nie wat ek nou doen nie. En as ons hierdie dinge hoor sit as God, sal ons sal lewe, ons sal 'n pad van geloof loop, en ons sal sterwe. Miles Monroe het boeke geskryf, hy is dood in 'n vliegongeluk, hy's 'n Jamaican leraar gewees. En toe sê hy die volgende, en daarmee sluit ek af. Die volgende sê, die begrafplaas is die rykste plek op aarde. Hoekom? Want terwyl jy so tussen die graf te loop, is daar boeke wat nooit geskryf is nie. Daar's innovations wat nooit ontdek is nie. Daar is poesie nooit geskryf nie. Daar is potensiaal wat nooit bereik is nie. Daar is huwelike wat nooit gemaak is nie. Kinders wat nooit groot geword het nie. Daar is liede wat nooit geskryf is nie. Simfonieë wat nog nooit gekomponeer is nie. Daar is potensiaal wat begrawe lê. Dis hoekom dit die rykste plek op aarde is. Want om potensiaal te bereik, moet jy kies. Wat kies ek dan nie, Elma? God kom en hy kom staan voor Israel en Moses. En hy sê vir hulle, vandag sit ek voor jou neer die lewe en die dood. Wat sê jy dan nie, Elma? Vandag sit ek voor jou eie wil, God se wil. Voor jou sit ek tradisie en om saam met Jesus te loop in geloof. Want tradisie is maklik, want dit is 'n resep. Jy het nie geloof nodig om tradisie te doen nie. Jy ken die patrone. Maar is 'n ander storie om in geloof te loop, want jy weet nie waarheen dit jou gaan vat nie. Vandag sit ek voor jou beheer en vertroue. Vandag sit ek voor jou wat jy ken en die onbekende. Vandag sit ek voor jou neer, dit my willetjie. Ek sal nie, ek wil nie, en ek gaan nie, en al sien jy sien waar gaan hierdie ding heen. Jesus sê, ek het gekom om vir jou lewe te gee. Nie net lewe nie, maar oorvloed. Ek het gekom om vir jou die
tools te gee. Ek het gekom om jou te bemagtig en te bekragtig, sodat kan ontgin word wat ek in jou gedeponeer het. Ek het gekom om vir jou te kom wys, waarvoor het ek jou geskape. En wat hy vir jou geskaap het, is nie jou werk nie. Jou werk is nie jou lewensdoel nie. Jou skepingsdoel is nie jou bediening nie. Jou skepingsdoel is nie jou werk of jou besigheid nie. Jou skepingsdoel is om in die gestalte van Jesus gevorm te word op die unieke manier hoe jy gaan uitdrukking gee. Deur jou unieke vorming, deur jou unieke persoon, wil Jesus kom uitdrukking gee, deur jou musiek, deur jou woorde, deur die goed wat jy uitvind en ontdek, deur die verskil wat jy maak in mense se lewens, die verskil wat jy maak in gebed, die verskil wat jy kom maak op die verhoog, die verskil wat jy kom maak wanneer jy met jou werkers werk, met jou kollegas praat, want die verskil wat jy maak hoe jy met jou baas werk, dis die verskil, dis die vorming. Dis waar Jesus gesien moet word. Jy is 'n stad op 'n heuwel wat nie weggesteek kan word nie. Die vraag wat ek jou vanmôre wil vra is, sal jy nog bietjie verder gaan? Sal jy nog laat gaan? Jou idees, jou planne, jou drome, sal jy hom volg? En ophou verwag dat hy jou moet volg. Want hy is nie my disipel nie. Ek is sy disipel. En waar hy jou heen lei, is nie bekend nie, geliefde. Toe ek my hart vir die Here gegee het op 10, het ek nie geweet ek gaan hier staan nie. Ek het nie geweet 50 jaar later gaan ek hier staan nie. Ek het nie geweet waarheen lei hy my nie. Toe ek 21 was, en ek wou my eie lewe neem, en hy my aanraak en my roep, het ek nie gesien waar ek vandag staan nie. Maar waarheen hy jou lei, is daar lewe. Waarheen hy jou lei, het hy die beste vir jou in stoor. En jy moet hom vertrou, al is dit onbekend. Al sit dit nie lekker aan jou lyf nie. Al is dit nie jou gewoonte nie. Al is dit nie gemaklik nie. Paul, ons met 'n boek skryf, Paul, dis die ander Paul, ek het julle mos nou dag gesê, eendag toe kom iemand na 'n konferensie, na 'n sessie, hy sê, oh, you've got a very clever husband. Ek sê, why? Sy sê, you say Paul says this, and Paul says that, and Paul says this, and that. Nou, dis die apostel Paul. Hier is die ander Paul. En daai Paul sê, hy sê altyd, God stel nie in jou gemak belang nie. God stel in jou geloof belang. En God gaan ons challenge en bly challenge totdat Christus gevorm word. En ek en jy weet dat hy het my gebou. Hy is die meesterbouer. En ons is net medewerkers. Vandag is jy voor 'n keuse. Weer. Ons het al baie gekom, geliefdes. Maar dalk is hier van julle wat 'n nuwe seisoen, die Here lei julle. Hy lei julle op 'n pad wat jy nie ken nie. Hy lei jou in iets in waarin jy nie gewoond is nie. Hy lei jou in iets wat dalk nie aanvaarbaar is vir die community nie, vir die groter community nie. En die ding is, as jy die applous van die groter community soek, gaan jy bly kompromie aangaan. Jy gaan bly kompromie aangaan as jy die applous van mense wil hê.
Paulus sê in Galasiërs 1 vers 10 in die Engels hy sê, do I seek to be popular with man? Or do I seek the favor of God? Because if I still seek the popularity of man, I'm no bondservant of Christ. En dit beteken dat jy vir sekere dinge moet nee sê. En dit beteken dat jy vir sekere dinge moet ja sê. En as jy vir iets ja gesê het, het jy heel waarskynlik vir iets anders nee gesê. En as jy vir iets nee gesê het, dan sê jy heel waarskynlik ja vir iets anders. Is jy tevrede om net te float? Is jy tevrede om net deur die motions te gaan van die ministry? Is jy tevrede om net deur die motions, jy maak die regte geluide? Weet, prys die Here, halleluja, sal saam met jou bid. Of wat ook al. Die woord van die Here sê, hulle loof my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. En dis die gevaar wanneer ons net gemaklik is in 'n community. Want dis gemaklik vir ons, wanneer ons kom kerk toe, of gaan kerk toe, en ons, maar vanmôre wil ek jou challenge. Of jou vra, is dit vir jou genoeg? Of het jy die moed to be strong and to be courageous om die volgende stap te neem en te sê, Here, ek volg U. Ek lê my idees af. Ek lê dit neer. En vanmôre staan ek self voor daardie besluit. Elkeen van ons. Want ek wil vir jou sê, daar's meer. Daar's definitief meer. Daar's definitief meer. Mag die Here gee dat in hierdie plek ons nie 'n plafon bereik nie. Dat ons nie sal settle vir wat ons het nie. Maar dat soos Paulus sê, ek gryp hom aan, soos wat hy my aangegryp het. I will apprehend him as he apprehended me. En ek loop saam. Gaan my nie verby, o Heiland. Gaan my nie verby. Wyl U ander seën, o Heiland, seën ook nou vir my. Vat my saam. Vat my saam. En hy wil jou saamvat. Maar ek weet, en jy weet, daar's seker goed wat jy moet neerlê, sodat ons kan saamloop. Amen.